'n veewagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. 'n stem met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak. Hallo my liewe mens, Willem Francis, jy en die skaduwee aan jou regterkant, wat die woord van God sê, Jesus sê, ek is die skaduwee langs jou. By die Braambos, en ons gaan lekker kuier, my skoene is uitgeskop, en ek kan nie wag om met jou te gesels nie, en ek kan nie wag dat jy met my terugpraat nie. Stuur my WhatsApp, sê, hey Benny, ek wil graag met jou gesels. Jy is meer as welkom. My liewe mens, ek weet nie of ek dit 'n vloekwoord moet noem nie. Dis erger as 'n vloekwoord. Daar's 'n nuwe, ons leef in 'n era waar daar 'n nuwe werkwoord geskep is. Dit was eers ou mense, en toe jonger mense, en toe jong mense, en toe, ek wil amper sê kinders, en toe tieners, en nou is ons al by die voorskool. Ons leef in 'n era wat mense die uitdrukking gebruik van ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Mense het hierdie verwagting of hierdie droom om te sterf. Ek kan nie meer nie, ek wens die Here kom my haal. Ek kan nie meer nie, ek wens ek gaan dood. Ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, ek wil nie meer leef nie, ek wil nie meer opgewonde raak nie, ek wil nie meer lag nie. Kan ek nie maar net doodgaan? En ons word oorspoel met mense wat sê ek kan nie, ek kan nie, en kan nie, en eendag hang hy aan 'n draad in 'n motorhuis, of hy sit met 'n vuurwapen in sy hand, en hy sien meer daar nie. Daar's 'n uitdrukking wat sê, wat die hart vol is, loop die mond van oor. Die woord van God sê ook so. Hoekom kan ons nie meer nie? Hoekom wil ons nie meer nie? Ja, daar's 'n miljoen redes voor. Daar's 'n miljoen redes voor hoekom die mense nie meer kan nie en nie meer wil nie. Die woord van God sê, oorloë, gerugte van oorloë, maar nog is dit nie die einde nie. Ek wil vir jou sê, oorloë en gerugte van oorloë en hongersnood en moord en ouers teen kinders en kinders teen ouers en broers teen broers en susters teen susters, dis nog nie die einde nie. Dis die begin van die verdrukking. Ons is nog nie in die verdrukking nie. Ons is in die begin van die verdrukking en mense sê ek kan nie meer nie. Sien nie meer kans nie. Party loop die tweede, ek wil nie sê die tweede myl nie, maar hulle maak 'n einde aan hulle self. Terwyl die woord van God sê, ek dink selfmoord is dieselfde as om jou geboortedag te vervloek en te haat, en die Here sê, dis 'n sonde, jy gaan hel toe as jy jouself doodmaak, as jy jou geboortedag vervloek. Moenie jou geboortedag vervloek nie. My liewe mens, ek en jy moet
moet vir onsself die vraag vra, hoekom kan ek nie meer nie? En ek dink 90% van my dag te doen met mense wat nie meer kan nie, as gevolg van siekte, as gevolg van finansies, as gevolg van werksomstandighede, van lewenswyse, van molestering en verkrachting, van geliefdes wat gesterf het, van kinders wat vermoor is, en kinders wat ontvoer is, en human trafficking, en miljoene mense wat nie meer kan nie, oor dit te seer is, oor dit te stikkend is, oor ek seer gekry het, oor ek deur 'n egskeiding gaan, oor ek deur my kinders deur egskeidings gaan, oor ek betrokke is in 'n verhouding met 'n ander man of vrou, en ek weet nie hoe om uit te kom nie, en deur 'n miljoen goed, en ek seker as ek vir jou sê, noem vir my iets wat ek nie genoem het nie, gaan ek so 'n lys goed kry van mense wat sê, hoekom ons nie meer kan nie. Ek het 'n goeie vriend, hy's in my gemeente, sy naam is Piet Joubert. Piet Joubert het een of ander siekte, solank as wat ek Piet ken, wat sy spiere kan nie meer werk, hy sit in 'n rolstoel, en sy hande werk nie, en niks werk nie. Hy kry baie swaar. Maar ek het Piet nog nooit gehoor sê, ek kan nie meer nie. Weet jy wat? Ek kan nie meer nie. Piet kan. Hy preek op 'n radiostasie. Ek weet nie of dit elke dag is of een keer 'n week is nie. Piet Joubert preek op 'n radiostasie. Maar hy kan nie loop nie, hy kan nie sit nie, hy kan nie lê nie, hy kan nie bad in en uit klim nie, hy kan nie toilet toe gaan nie. Hoe is dit moontlik dat ons nie meer kan nie? Ben jy het nie my skoene aan nie? Prys die Here. Ek wil jou sê, as jy myne aan het, vat hulle ook nie elke dag so lekker nie, hoor. Moenie laat my voorkoms en my opgewondenheid jou onder 'n wanindruk sit nie. Ek het kanker, klierkanker. Ek is so swak, so moeg en so getraumatiseer oor hierdie dood wat ek in die gesig staar, dat ek kan nie meer uitsaai nie. Ek was vir 9 maande nie by Jesus is lig nie. Laat my skoonseun my om sy nek hang, dan draai my by Oostrand Stereo, daai 40 trappe na die boonste verdieping toe. Nie is dan seker nie 40, seker 30, na die boonste verdieping toe, dan gooi hy my daar agter 'n stoel in, dan sit hulle die mikrofoon voor my, dan sê ek, hallo my liewe mens, ek en jy's by die Brambos, prys die Here. Dan bring ek die woord, dan is ek so moeg, dat hy my op moet oor sy skouers dra, amper Abba, daar teen die trap af terug in die kar, dan slaap ek vir die res van die dag. Dan stuur mense my WhatsApp en sê hulle, jy seker nie regtig so siek aan kanker nie, want jy klink 100% gesond. Nee, ek is nie. Ek sien nie meer kans nie, ek sien nie meer lus nie, ek is moeg, ek is seer, ek loop moeilik, ek sit moeilik, ek staan moeilik op. Ek is nie meer lus nie. Maar die woord van God sê, die vlees is gedaan, hy kan nie meer nie, die gees is gewillig. Dis waar ons vandag bykom. Maak oop jou woord van God. Ag, ek hoef dit nie eers vir jou te lees nie. As ek net vir jou sê, Matteus 11, 28 en 29, dan sê Ben, bære my jou Bybel. Kom na my toe, Jesus praat. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, leer van Jesus. Nie leer van Ben in die wêreld en leer van Jesus, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Is jy moeg? Is jy gedaan? Sien jy nie meer kans nie? Weet jy hoekom sien jy nie meer kans nie? Jou oë is nie op die regte plek nie. Die ateljee is vir hierdie kant groen, en daai kant swart, dat daar nie weer kaatsings is nie, en
in baie goeters en dit iets met die klank te doen en ek verstaan nie regtig hoe dit werk nie. Maar as ek voor my kyk, dan sien ek net hierdie skerp ligte, ek sien niks. Dit is donker. As ek daar kyk, waar dit pikswart is en donker is, dan kan ek nie sien nie. Sien ek nie kans nie. Dan is ek moeg, dan is ek morbied. Maar as ek in die lig kyk, en die lig sien, en sien hoe lig is dit hier om my, en as ek, daar's 'n TV, en so ek kan sien wat jy sien nou, en agter my, sien ek hierdie groen skerm, die mense wat hardloop in die fakkels word later bygesit. Ons kyk na die verkeerde goed, daarom raak ons moedeloos, daarom is ons moeg. Nou nooi Jesus, hy sê, as jy nou vermoeid en belas is, jy gaan deur 'n moeilike tyd, jou finansies, jy's gefire, jy kry nie werk nie, jy het nie genoeg geld nie, jy het nie genoeg kos nie. Ek sien nie meer kans nie. Miskien het jy ook al gesê, miskien as ek van 'n dak af spring, sal dit met my goed gaan. Ek het eendag woord bedien, jy sal dit dalk onthou. Baie goed wat ons so in die donker kyk, wat vir ons lyk na lig, is nie lig nie. Ken die storie van die ou wat deur die tonnel geloop het, en hy sien, ja, daar's 'n lig, en die lig kom al nader, en hy raak al opgewonde, en toe sit 'n treinlig oor hom. Ons sit in hierdie tonnel, en ons kan nie sien nie. En ek het woord bedien lank gelede, en gesê, weet jy wat? As jy nie jou oë oopmaak, as jy nie die kan sien nie, dan sien jy alles wat sleg is. Dan dink jy die oplossing van my probleem gaan die dood wees. As ek dood is my probleme opgelos. As jy sterf, as gevolg van jou eie hande, gaan die oplossing die probleem word. Die oplossing gaan die begin van jou probleme wees. My huwelik maak so, ek moet skei. Skei gaan nie die oplossing van jou probleem wees, gaan die begin van jou probleem wees. Ek moet wegloop. Ek moet gomsuif. Ek het nou die dag na 'n profesie nie, na 'n getuie luister van Lee Hubert. 'n Jong vroutjie wat vir die Here werk. En sy het haar getuienis gelewer op Hem radiostasie. Ek gaan vir jou sê, waar kan jy hem volg? Ek is daar op, sy is daar, was baie mense op. Dr. J.T. Kleinhans. Ek wil jou nooi. Sy het haar getuienis gebring van hoe sy begin het in standaard 3 om saam met maatjies te rook. En toe is dit nie meer goed genoeg nie. En toe gooi sy poeier by. En toe is dit nie meer goed genoeg nie. Toe sit sy tandepasta by. Toe is dit nie meer goed genoeg nie. Toe vat sy beesmis. En toe is dit nie meer genoeg nie. En toe vat sy dagga. En toe vat sy pille. En toe vat sy. En toe vat sy. En toe vat sy. En toe sê sy, ek kan nie meer nie. Ek moet dood. Ek sien nie meer kans nie. Open the eyes of my heart, Lord. En in plaas van om af te spring, kyk sy op. En sy onthou iewers in haar verlede, was daar 'n Jesus. 'n Mamma of 'n pappa of 'n ouma of iemand wat vir haar gesê het, en sy naam is Jesus. Ek was 'n klein seentjie, 4 jaar, ouma het my groot gemaak van ek gebore is. Op 4 sterf my mammie, toe kry sy my for keeps. In elk geval, en sy het my altyd vertel van hierdie liewe Jesus. My kind, as jy bang is, praat met liewe Jesus. As jy moedeloos is, praat met liewe Jesus. Waar's liewe Jesus? Kyk, hy's daar langs jou, check die skade weer. Ek het later uitgevind, hy's in my, hy's nie meer langs my nie.
Ek het my lewe in Jesus se hande gesit van ek gebore is. Wat ook al met my gebeur het, die eerste, kyk op, Lee kyk op, en die Here haal uit die put van die hel, in sy skoon, in sy werk vir Jesus vandag. As jy vandag sê, ek kan nie meer nie, ek sien nie meer kans nie, ek wil nie meer leef nie, wat moet ek doen? Staan op, almal wat vermoeid en belas is, en kom na my toe, en ek sal vir jou rus gee. Ek wil jou uitdaag vandag. Jy wat nou na hierdie woord luister, wanneer dit ook al is, en jy sê, ek kan nie meer nie. Jy voel, dis nog 'n ding wat ek moet sê, ons aanbid nie 'n gevoel God nie, 'n geloofsgod. Jy moet nie voel jy kan nie meer nie. Jy moet glo. Dis van die duiwel. Maar as jy opkyk en jy glo in Jesus, sal hy jou red, sê die woord. Glo in God, glo ook in my, Jesus Christus. En ons sal jou red uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes, waarin jy vandag vasgevang is. Jou man het weggeloop, jou vrou het weggeloop, jou kinders het weggeloop, jou kinders is weg, jou kinders het gesterf, jou lewensmaat het gesterf na baie jare wat baie gelukkig was. Maar, my liewe mens, jy moet opstaan, soos die verlore seun, moet ek en jy opstaan en huis toe gaan. Watter huis? Die huis van die Here. Ja, watter huis? Die huis waar Jesus nog die koning is, die huis waar God nog die verlosser is, die huis waar God nog in beheer is. Nie hierdie nuwe wetse wêreld nie, one world order, een God, een geloof, een geldstelsel, een regering, een politieke party. Nee! Terug na Jesus toe, wie ons knie buig, weer die woord van God van die Bybel. Wie begin die woord vat en hom begin deurwerk. En vra, Heilige Gees, openbaar die woord, want as die Heilige Gees hom nie openbaar nie, as jy en die duiwel het probeer doen, dan gaan julle al die foutjies soek. Omdat julle nie verstaan wat hier staan nie, gaan julle ook die foute kry. My liewe mens, as jy moeg is, stuur vir my WhatsApp. Ek wil saam met jou bid. Ek wil saam met jou die pad loop. Want ek was al dalk waar jy is. Ek was, en onthou, jy loop nie hierdie pad verniet nie. As jy hierdie pad geloop het, hierdie moeilike pad van modder en trane en hartseer, en jy kom ander kant uit, en jy sien die lig, en jy ervaar die lig, en jy ontvang die lig, en jy begin te getuig van hoe God jou gered het uit hierdie net van die voëlvanger, van pes, dan gaan jy baie sterker wees, en jy gaan 'n lig word, wat ander mense kan volg, om na Jesus toe te kom. Want sy lig gaan deur jou skyn, nie jou lig nie, jy het nie lig nie, jy is duisternis, maar die lig in jou is lig. Ek wens ek kan dit oorbeklemtoon, ek wens ek kan dit sê, dat elke mens dit sal verstaan, en sal leef in Jesus naam. Amen. Here, laat ek hierdie juk van vandag, hierdie ek kan nie meer nie, van my afgooi, en laat ek opkyk met 'n verwagting. Ek en my huis wil, moet, sal begeer om Jesus te dien, in gees en in waarheid. Here, en elkeen wat moeg en belas is vandag, hulle die juk afgooi, en Jesus se juk op hulle skouers sit, want u juk is lig. Asseblief, Here, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, my liewe mens. My telefoonnommer is 072 577
1196 072 577 1196. Baie dankie vir al die terugvoering, baie dankie vir die finansiële bydrae om ons op die lig te hou. Beloof jou hierdie finansies gaan net dat ons op die lig kan bly, vir niks anders nie. Baie dankie. Ja, ek kry nie 'n salaris hier uit nie, ek word nie betaal nie, ek wil nie betaal word nie, ek wil dit doen vir die liefde van die saak. Baie dankie vir almal wat wil deel wees van die Braambos, jou foto, jou naam, jou dorp, ek wil deel wees van, jy WhatsApp het na my toe en woeps is jy op en jy kry alles. Die Here seën nie, baie liefde. Ben en Francis Loubser, ons gemeente is Jesus is lig in Eastvale Springs. Amen.